Goeiedag dames en here, baie welkom by Linwood Bybelskool. Hierdie lesing word aangebied deur Dr. Peer Engelbrecht en hierdie is sy derde lesing van sy aanbieding oor die Lukas Evangelie. Hoop almal het 'n amper sy geseënde vakansie gehad. Dit gevoel soos 'n vakansie. Party skole het gehad, so was 'n lekker lang naweke. Maar dankie dat julle hier is. Dankie vir die voorreg vir my om hier te wees. Dankie dat julle vir my luister. Dankie dat julle saam dink, saam God se woord hoor. Dit is regtig 'n groot eer en voorreg om met God se woord besig te wees. En soos ons altyd die gewoonte het, 'n baie mooi gewoonte, kom ons word ook rustig, vra die Here se seën, raak ook bewus van sy teenwoordigheid en ek gaan vir ons voor en ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons weer by mekaar kan kom na 'n paar weke. Dankie dat ons weet U is hier as die eregas, U is teenwoordig in en deur die Gees. Dankie ook sodat U as eregas met ons gesels as ons U woord oopmaak en ons weet dit is U wat deur U woord met ons gesels. Here, soms mag ons hier sit en ons mag voorveronderstellings hê, ons ore mag dalk bietjie vol was wees, ons oë bietjie vol slaap, maar laat ons hoor wat U woord vir ons sê. Laat ons hoor wat U deur U woord vir ons sê. As ons ore dalk toe is en ons oë dalk bietjie toe is, laat die Gees ook dit oopmaak, laat die Gees ook U wil op ons harte skryf. Dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om by mekaar te kom, maar ook so om besig te wees met die woord. Voordat in U groot en heilige naam alleen. Amen. Ons is hier om te reis deur Lukas. Ek glo en hoop vir elkeen van julle, net om ons die roetekaart weer te gee. Ons het begin deur die eerste week saam te gesels oor wat is die roete, die pad, die benadering wat ons die reis gaan inpak. Ons het gesê dat ons volg die teks self, so Lukas die Evangelie het vir ons baie direk gesê, hy het dit as 'n verhaal of 'n narratief geskryf. Dis die Evangelie van Jesus Christus in narratiewe vorm. So in my opinie en wat ek gesê het, ek dink ons op die tafel moet sit as roetekaart, is om juis die verhaal van die Evangelie van Jesus Christus te volg, maar met die bril van narratiewe kritiek of met die bril van narratiewe merkers, want dit is hoe die skrywer Lukas dit vir ons geskryf het. Dit ons bietjie verduidelik die groot goue draad deur die hele evangelie is God se plan en hoe God as hoofkarakter met narratiewe taal die Jesus sy seun gestuur het om hierdie plan te initieer. Ek wil sê initieer, ons sal vandag by Johannes die Doper kom, wat dit dalk mag aktiveer as ons die taal bietjie forceer. En dan probeer ons kyk, hoe is Jesus besig om God se heilshistoriese verlossingsplan of God se plan, God se wil uit te leef, vir ons sigbaar te maak, vir ons as lesers duideliker te maak. Toe het ons laasweek begin met die teks self, Lukas 1 en 2, om te vra God se plan begin, en ons het spesifiek stilgestaan by die geboorteverhaal van Johannes en Jesus. Vandag beweeg ons verder deur die teks, so ons sal graag bietjie stil staan by Lukas 3 en Lukas 4, en die tema wat ek het vandag se les genoem het, is die nuwe era breek aan. Johannes, Jesus en die begin van die koninkryk, of begin van God se koninkryk, en ons het ook verwoord. En dit bou natuurlik voort met Lukas 1 en 2. Maar nou by Lukas 3 en 4 vandag, gaan ons baie duideliker sien, dit gaan oor Jesus en Johannes die Doper. Wat is die verhouding tussen die twee? Wat is die verhouding tussen Johannes die Doper teenoor God se wil, God se plan en Jesus? En dan gaan ons ook so die eerste publieke optrede van Jesus sien in Lukas 4 in Nasaret, in sy tuisdorp, as ook in Kapernaum. En teoreties gesproke kan ons eintlik die les stop voor Lukas 4. Want Jesus se publieke optrede, Lukas 4, baie akademici sê dit is dan die afskop van Jesus se aardse bediening. Nee, dat hy letterlik begin en in die publiek praat. Maar vir my is dit baie duidelik en ons hooplik gaan julle dit sien vandag, hoe die rol van die Heilige Gees ook inkom in Lukas 3 en 4.
En hoe ek persoonlik dink dat Lukas 3 en 4, of die paar verse wat ons gaan saam blokkeer, gee vir ons 'n baie duidelike fondasie van wanneer Jesus dan in Lukas 5 sy bediening verder begin, of verder vat, deur sy disippels te roep en rond te gaan in Galilea en om die wil van God te verkondig. So ons wil graag vandag stil staan by Lukas 3. Ek gaan soos altyd nie by elke vers kan stil staan nie. So julle kan graag die verse tussenin saam lees of op jou eie tyd lees. Dit is maar net vir die tyd wil ek net die kernverse uithaal en lees om hierdie goue draad van ons hele Bybelreis op die tafel te sit. So Lukas 3 vers 1 begin. Dit was die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius Pilatus was goewerneur van Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Philippus was heerser van Iturea en Trachonitis en Lysanianus heerser van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoëpriesters. Nou ek sê dit, of ek lees hierdie vers, want onthou julle verlede week ook, toe ons Lukas 1 en 2 kom. Toe kom ons baie duidelik agter dat Lukas as skrywer is baie lief daarvoor om die wêreldgeskiedenis ook op die aantal. En ons het gesê, Lukas, die skrywer, plaas hierdie evangelie van Jesus Christus baie direk en konkreet binne die wêreldgeskiedenis. Dis nie iets los daar buite wat Lukas uitgedink het of dis 'n storie soos ons aan die begin gesê het nie. Dit is vir ons presies daai Lukas 1 vers 1 wat Lukas die skrywer sê het, ek gaan 'n baie noukeurige en 'n duidelike woord vir woord verkondiging neerskryf van Jesus Christus. En dit is hoekom Lukas dit so doen. Ek dink in my opinie van al die evangelieskrywers doen Lukas dit die duidelikste of die mees akkuraatste. En dit is ook hoekom party akademici 'n paar jaar terug, eintlik 'n paar eeue is dalk verkeerde jaar, dekades terug, gesê het maar Lukas is 'n geskiedkundige geskiedenisskrywer. Wat sou 'n mooi Afrikaans woord wees? So, hulle het aan die begin gesê die genre of die skryfstyl van Lukas se evangelie is geskiedenis. Hy probeer vir ons geskiedenis skryf en juis as jy Lukas se tweede volume Handelinge saamvat, dan kan jy dink, maar Lukas is juist die een wat hierdie baie duidelike, unieke wêreldgeskiedenis inligting van die tyd waarin Jesus leef op die tafel neersit, of vir ons vasvat in sy evangelie. Ek dink persoonlik nie so nie, ek dink die rede hoekom is Lukas se woorde. Ek gaan 'n baie noukeurige en 'n woord vir woord verkondiging van Jesus vir julle vertel. Tweedens, dit plaas dit 100% akkuraat in die geskiedenis. So dit baie akademici gebruik hierdie as bevestiging, onder andere, daar's baie bevestigings, van hoe Jesus die waarheid uit geleef. Dis nie net iets wat iemand uitgedink het nie. Jesus het geleef en hy het saam met keiser Augustus en Pontius Pilatus en dit is vasgevang in die geskiedenis met buite Nuwe Testamentiese bronne ook. Nou ek noem dit, want ons het Lukas 2 vers 1, onthou julle, toe lees ons in daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig. Maar nou lees ons in 3 vers 1, ons het keiser Tiberius. So, geskiedenis, keiser Augustus het regeer 27 voor Christus tot 14 na Christus. Keiser Tiberius het hom opgevolg 14 na Christus tot 37 na Christus. Nou al hoekom dit belangrik is, dit is 30 jaar. Jesus se aardse bediening begin ongeveer toe hy 30 jaar oud was. So dit is deel van daai belangrike inligting. Ek dink ons moet fikseer daarop en baie detail ingaan nie. Ek dink ons moet iets inlees wat daar nie is nie. Maar ek dink dit is duidelik, dit was Lukas se skrywer se doel om dit so te maak. Ons lees verder ook, ek het nie eers vir julle genoem nie, dat ons skryf ons nou keiser Tiberius, hy is die hoogste imperiële gesag van die hele Romeinse ryk. Dan hoor ons ook van Pontius Pilatus, wat die einde van Jesus se kruisiging ook weer belangrik is vir ons. Hy is die goewerneur, of hulle praat van die prefek van Judea, die streek, 'n Romeinse amptenaar. Dan kry ons Herodes Antipas, wat die tetrarg is van Galilea, die kleiner dorpie as te ware binne in Judea.
En dan hoor ons van Philippus en Lysanias, ek het daar nou verkeerd daar neergeskryf, ook tetrarge, hulle is heerser oor kleiner gebiede. So elke gebied het 'n Romeinse tetrarg of iemand wat beheer het daaruit. En natuurlik is dit ook vir ons belangrik vir Lukas se verhaal, dat ons hoor wie die hoëpriesters is, Annas en Kajafas, wat vir ons baie duidelik hierdie verhaal, nie net in die Romeinse wêreld baie konkreet neersit nie, maar ook in die godsdienstige Joodse wêreld van hulle is die hoofleiers van die tempel in Jerusalem, wat vir ons 'n baie duidelike tydraamwerk gee van wanneer Jesus se aardse bediening begin. Dan lees ons verder, vers 2. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. Onthou julle? Lukas 2. Dis presies waar die verhaal, of was dit Lukas 1, jammer. Sagaria, die woord het tot Sagaria gekom in die tempel. Johannes die doper is sy seun, hy is mos stom geslaan toe hy getwyfel het, of stom geslaan is harde woorde, hy het sy spraak verloor, en toe Johannes gebore is, toe sê hy dit met Johannes wees, toe kry hy sy stem terug. So ons moet die kontras raak sien. Sagaria werk in die tempel. God werk in die tempel. Nou kom Johannes die doper, en ons sien hy word in die woestyn, het tot in die woestyn gekom. Nog verder, vers 3. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. So dis eintlik 'n baie groot kontras. Dat God werk in die woestyn, God werk in die tempel, maar God werk ook in die woestyn. Nou probeer, en ek wil julle uitnooi om dit so te doen, probeer hierdie verhaal as eerste lesers, vars lees. Ons lees dit net oor en sê, die woord van God het tot Johannes gekom in die woestyn, dan gaan ons aan. Maar as jy 'n Jood was, wat in hierdie tydperk geleef het, en jy hoor hierdie dat Johannes die doper, hy is in die woestyn en die woord van God het tot hom gekom in die woestyn. Wat is die godsdienstige geheue wat daai beeld, die konsep, die woestyn opbring by julle? Dit is nou waar julle as studente, ek gaan nou soos met my wiskunde studente ook soveel kyk, dat julle nou antwoorde gee. Daar's baie antwoorde in die Ou Testament wat ons hier kan gebruik. Hoe God hulle gered het uit Egipte uit, deur die woestyn gevat het. Hoe God vir hulle gesorg het deur manna te gee en water te gee in die woestyn. Hoe hulle die 10 gebooie gekry het in die woestyn. Hoe God vir hulle gesorg het by hulle was in en deur die woestyn. So dit is vir hulle 'n baie duidelike godsdienstige, wil ek amper sê struktuur. Nou ek jammer nou vir die woorde, maar ons moet verstaan die woestyn is nie net die woestyn nie. So dadelik daai godsdienstige prentjie kry om te sê, okay, God het deur Moses ons deur die woestyn gevat na die beloofde land toe. God het deur Moses in die woestyn vir ons die 10 gebooie gegee. God het vir ons gesorg in die woestyn. Nou is Johannes die doper. So ons moet dadelik as lesers begin opgewonde raak en sê, maar is hierdie nie of 'n terugtrek van volk na die woestyn toe, of gaan Johannes die doper vir ons 'n nuwe Moses of 'n Joshua of 'n nuwe leier wees deur wie God werk om ons na die beloofde land toe te vat nie. As jy dit nou inlees in die Ou Testament. Nou, ons weet dit, maar ek dink nie dat al ooit so daaroor gedink nie, en dit is hoekom ek dit so wil verwoord. En ek glo, soos ons die res van die evangelie gaan lees, sal daai antwoord vir ons duidelik kom. Bietjie vooruitskiet, Lukas 16, gaan ons ook baie stil staan daarbey, want 'n groot debat in die Lukaanse teologie tans is, daar's hoeveel tydperke wat Lukas as skrywer vir ons verwoord. Met ander woorde, die tyd voor Johannes die doper, die Ou Testament, en dan van Johannes die doper tot by Jesus, dan van Jesus tot vandag die vroeë kerk. Nou ek voel dit baie sterk, ons sal by Lukas 16 baie sterk stil staan, want Lukas sê dit baie pertinent so. Maar dis hoekom ons kan sê, dat hier kom 'n nuwe era. Dis God se wil, dis God se plan. God het met Sagaria in die tempel gepraat, ons het van die begin af hoor hoe dit van God afkom.
Nou sien ons dat Johannes die Doper in die woestyn is en weer eens God daag op. God het tot Johannes gepraat in die woestyn, of die woord van God het gekom. So dis belangrik, Johannes die Doper, ons gaan nou bietjie meer die hele hoofstuk 3 tot by vers, eintlik tot by Jesus se doop, tot vers 22 gaan oor Johannes die Doper. So ons gaan dit geleidelik, soos die verhaal dit vir ons ontbloot, gaan ons dit ook verstaan. So eerstens is die woestyn, klaar gesê, Jordaan is ook vir ons belangrik. Dis 'n grensplek. Dis die plek waar Israel die beloofde land binne gegaan het, wat vir ons kan sê, Johannes roep Israel nou simbolies, terug na hierdie grens toe, terug na die woestyn toe, terug na 'n plek van nuwe gehoorsaamheid. So daar het ek eintlik die antwoord klaar vir ons bietjie gegee van, Johannes sê, maar julle is nie gehoorsaam nie, kom ons bring julle terug na hierdie grensplek toe, deur die woestyn na die nuwe era toe, of die, God se volgende, is nou so moeilik om 'n woord te kry wat dit teologies nie vir ons anders verwoord nie. Maar God trek deur Johannes die mense deur na God se nuwe koninkryk toe, na God se koninkryk toe, wat hierdie nuwe tydperk is, wat Johannes die Doper 100% vir ons inlei. Tweedens het ons ook gelees, die inhoud, hy het mense gedoop, ek het dit nou uit hulle gedoop, en hulle gevra om hulle sondes te vergewe, 2 tot 3, so wat Johannes, ons hoor waar hy is, ons weet wie hy is, nou weet ons ook wat is die inhoud van sy prediking of sy bediening. Nou ek gaan later in vers 10, 14, 15, 17 gaan ons baie direk praat oor die doop, so dis hoekom ek dit nie nou spesifiek aanhaal nie. Maar die hele konsep, bekering van sondes, en dit gaan oor die doop, so daai twee gaan hand aan hand, en hy doen dit in die Jordaanstreek en in die woestyn. So dis teologies, maar ook simbolies vir ons baie, baie belangrik. Ek dink die simboliek wys vir ons teologies, dat God se plan is nou besig om afgeskop te word, hier deur Johannes die Doper. Dan die volgende verse wat vir my belangrik is ek dink vers 7, dan lees ons die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. Hy het vir hulle gesê, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is, en moenie by julleself sê, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwerk. Die byl lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Dis hoekom ons in die kerktaal praat van, jy's 'n draai en braai prediker as jy Johannes die Doper is. Maar dit is so gepas vir die era en die tyd waarin Johannes bedien. Nou weer eens, ons moet bietjie, wil nie sê inlees nie, maar in die godsdienstige tyd, of in die tyd waarin Lukas hier skryf, moet ons nou vra, okay, vir wie is hierdie woorde? Vir die mense wat in die streek is, so dis Jode, op hierdie fase is daar nog nie iets wat mense wat glo in Jesus Christus nie, is 100% vir die Joodse godsdienstiges. Nou, Joodse godsdienstiges, ja, met ander woorde die alledaagse gelowiges. Alledaagse godsdienstiges wat glo in Jahwe en die Vader van hulle volk, wat God as Israel uitgeroep het. So nou kom hy en dit raak 'n drastiese bekeringspreek, om te sê, julle bekeer julleself, maar julle dra nie vrug nie. Nou kom ons wees baie eerlik, dit is baie maklik, selfs in ons era ook, om net genoeg te doen, om te weet jy doen genoeg, om nie in die moeilikheid te wees nie. Kom ek maak dit meer godsdienstig. Dit is baie maklik om as Jode in die Ou Testament, of in hierdie tyd waarin Lukas hier skryf, om net die wet as 'n lysie te sien, en jy moet net in die aande in die bed kan klim en kan sê, ek het hierdie gedoen en hierdie nie gedoen nie. Maar dan raak dit mos iets kouds en iets klinies, iets vers, iets wat jy net kan aframmel. So ek lees dit in, ek glo verseker daar was gelowiges, Joodse godsdienstiges, wat dit is baie godsdienstige en 'n baie, kom ons gebruik nou maar die woord, eksistensiële ervaring beleef het. So asseblief, hoor my baie mooi.
Maar die feit dat Johannes hierdie sê, is dat hierdie tyd is verby. Julle, die byl lê teen die boom se wortel. Julle, daar's nou tyd. Die nuwe tyd, nuwe era het aangebreek. Wat vir ons baie duidelik as lesers vooruitskou na Jesus. Nou kom ek lees die res van die verhaal ook van Johannes, dan kan ons weer saamgesels oor hoe ons kan sê en wat is die rol van Johannes die Doper. So Johannes 15 tot 17. Kom ons lees maar vanaf vers 11. Is my so mooi verhaal, vers 10. Nadat hy nou hierdie gesê het, Johannes, toe sê die mense vir hom in vers 10, maar wat moet ons dan doen? Nee, so jy kan hoor, hulle is gretig. Hy antwoord in vers 11, wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen. Daar kom toe ook 'n tollenaar, of tollenaars, om gedoop te word, en hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen? En vir hulle sê hy, men moenie meer invorder as wat julle vasgestel het nie. Ook soldate het hom uitgevra. En ons, wat moet ons doen? Hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of vals aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Die volk was vol verwagting en almal het begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. En daar kom die koppeling. Die mense wat hierdie prediking van Johannes die Doper, al is dit hoe drasties en radikaal. Ek lag, dit is tipies die kerk vandag ook, dat elke persoon, maar wat moet ek doen? Wat moet ek? Dis asof ons as gelowiges, en ek sê myself ook so, ons wil altyd ons gedagtes uitprojekteer, die dominee moet vir ons eintlik sê wat ons moet doen. Dit is baie makliker om self te gaan uitsorteer. En dit is my so ironies in hierdie teks, want die tollenaar kom sê, okay, maar ek is nie, wat moet ek doen? En dan kom die soldaat en sê, wat moet ek doen? Maar dit is baie logies. Hy sê, jy moet vrug dra. Nou ek lees nou totaal en al Paulus en Johannes hierin, om te sê, as jou lewenstyl, jou optrede, jou gedrag, nie wys dat jy liefde het nie, of lief het nie, dan wys jy nie dat jy bekeer het nie. Soos die mooi beeld van as jy vrug dra, wys dit dat die boom gesond is. So wat hy hier sê, teologies, maak nie saak of jy 'n soldaat, nog godsdienstige leier is, of wat se boom is jy? Wat se vrug moet jy dra? Kan mense die vrug sien in jou lewe? Want ons kan maklik godsdienst as iets persoonliks sien. Ek moet net glo. Ek moet net iets kognitief sê. Ek moet sê en bely ek glo in Jesus Christus. En asseblief hoor my ook mooi, dit is nodig. Maar die Here roep ons nie vir 'n kopgeloof nie. Hy vra jou lewe. So as jou lewenstyl dit nie wys nie, dan is daar nie ware bekering nie. Dis die harde realiteit van die evangelie van Johannes, en ek dink as ons dit terugtrek na ons eie lewe. Ek kan net vir myself praat, dat ek 'n preek sal preek, en dan net daarna tree ek presies op wat die Here nie wil hê ek moet doen nie. Ek wys my vrotvrugte vir die wêreld. Ek is die eerste persoon wat kwaad raak in 'n ry. Ek is die eerste persoon wat ongeduldig is as 'n kar voor my inry. Moet nou nie eers begin praat van die taksies nie. Nou dit is nie om skuldig te voel nie, maar dit is daai geloofsreis wat ons doen. Ons dink o, geloof is iets soos dit, ook glo. Dan is dit soos domino's, ek weet nie wat die Afrikaans is nie, alles val net in mekaar. Dan is alles reg in plek. Nee. Dis 'n konstante oefening, verbetering in die regte rigting, in God se rigting. En kom ons gebruik die taal van laasweek, op die baie wyse ouderdom wat julle is, moet julle alreeds baie verder gevorderd wees in julle geloof. Wees eerlik. My ouma was vir my daar 'n voorbeeld voor sy oorlede was, dat sy sal die kleinste goedertjies sal sy doen, maar dan sal sy dit bevraagteken van, maar is dit regtig hoe 'n gelowige se vrug lyk? Dan sê ek so, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek het nog nooit eers aan dit gedink nie. Maar dan kom jy agter hoe sy al geworstel het, gegroei het, gedink het, gepraat het met die Here. Nou hoekom sê ek dit? Want dit is wat Johannes hier sê. Dis wat God deur Johannes vir hulle sê. So dis waarskuwing, dis bekering, maar dis ook iets wat baie konkreet is. Dit met ander woorde, dit raak jou kas, jou klere wat jy moet weggee.
dit raak jou tafel, die kos wat jy moet deel, dit raak jou beursie, vrygewig te wees met dit wat jy het, jou werk, jou mag, jou verhouding, alles wie en wat jy is, raak dit. So dit kan nie net iets wees wat ons op 'n muur sit en ons bely dit en ons glo dit, maar dan leef jy nie so nie. Dit is die punt. So Johannes se boodskap is baie skerp, maar kom ons lees verder vanaf vers 15. Die volk was vol verwagting dat hy die Christus mag wees. So Lukas, die skrywer, sit daai verwagting in ons gedagtes nou. OK, hierdie Johannes is meer as net 'n prediker, hy's meer as net 'n doper. Die mense wonder of hy dalk die Christus mag wees. Nou glo julle is bewus daarvan, in Jesus se tyd was daar eintlik voor en na dit 'n baie wye verwagting, 'n algemene verwagting van die Messias wat gaan kom. Die Jode glo vandag nog die Messias gaan kom. So daar was baie Messias figure, as ek dit so kan stel. In geskiedenis hoor ons van baie mense wat gesê en kom, ek is die Messias, God het my gestuur. Maar dan is dit vals, as ek dit so kan stel. So die mense, die alledaagse mense wat in die dorpie bly, wonder, hierdie mag dalk die Christus wees, hierdie is iets anders, iets groots gebeur hierson. Maar dan help Johannes ons in vers 16, daarom gee Johannes aan hulle almal die antwoord, ek doop julle met water, maar my meerdere kom en ek is nie eens werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Die koring sal hy in sy skuur bymekaar bring, maar die kaf sal hy met ontblusbare vure verbrand. Ja, die res is nou nie vir ons so belangrik nie. So dis direkte woorde uit Johannes die Doper se woord om hierdie verwagting reg van die begin af stop te sit. Om te sê, nee. Julle dink wat ek doen is kragtig. Ek doen dit net met water. Die een wat na my kom, nou ons weet dit is Jesus. Hy gaan met die Heilige Gees doop. Hy gaan met vuur doop. Nou weer eens, ook ek self, ons het Jesus se boodskap en sy koms die Bybelverhaal gemaak. Om te sê, hy gaan met die Heilige Gees doop en hy gaan ons lief hê en ons gaan nuwe lewe hê, wonderlik. Maar Johannes onthou ons, herinner ons konstant aan die oordeel ook daarachter. Dat God is liefdevol. Hy's vol genade, ja. Maar die punt kom dat ons moet vra, wanneer het ons God se genade so goedkoop gemaak, dat ons ook van die pad af is. Nou die genade goedkoop maak is my baie kragtige woord. Dietrich Bonhoeffer, 'n Duitse teoloog, het dit verwoord. Hy sê ons mag God se genade, ons maak dit soms so goedkoop. Ons gooi terug in sy gesig. Elke keer struikel ons oor dieselfde sonde en sê ag maar die Here sal my vergewe. Hy's 'n liefdevolle genade God. En hy doen. Maar hy's ook die seun van God. Hy's ook ons verlosser. Hy's ook die een wat ons vra om 'n radikale bekering in te gaan in ons lewe, wat konkreet ons hele lewe eksistensieel ervaar, verander, beïnvloed, om ons lewe Godwaarts te oriënteer. Maar Johannes die Doper, ek gebruik die taal as karakter, julle sal verstaan, sy doel binne in die evangelie, sy doel binne in God se plan, is hy wys vorentoe, of deur sy dade van om te doop, wys dit vorentoe. So Johannes die Doper is die een wat die pad gereed maak vir Jesus. Nou kom ons gesels bietjie oor die bekering en die doop, want ek dink dis 'n vraag wat ons baie kry. Peer, is hierdie besprinkeling, is dit onderdompeling? Ons kan nie die akademiese taal praat van ons anachronisties wees nie. Ons vraag is, moet ons onderdompel of moet ons besprinkel? Dan vertaal ons daar net so, pas ons dit op die Bybel en sê die Bybel gee ons antwoord. Dit doen nie. Die doop wat Johannes die Doper hier kom, is nie dieselfde doop wat ons vandag in kerkdebatte het nie. Kom ons sê dit net reg van die begin af. Okay? Johannes se doop is eenvoudig nie dieselfde as ons Christelike doop nie. Ons doop in die Vader, Seun en die Heilige Gees. Wat hierdie tradisie en my tradisie waarin ek bedien, wonderlike doop en ervaring is. So eerstens moet ons sê die teks self, Johannes die Doper, sy doop is 'n
teken, 'n handeling, wat vir ons baie duidelik sê, hy roep Israel tot bekering. So in die teks self is dit 'n bekeringsdoop. Dit is die punt. So hy roep die volk op, en hy wys vir hulle dat hulle sondes moet bely, so bekeer, saam met bekeer is om jou sondes te bely, en dan moet hulle gereed maak, hulle self gereed maak vir die koms van God, vir die komende handeling van God, wat die beeld is van die byl teen die wortel, die kaf wat gebrand gaan word. So, ons kan met ander woorde sê, die doop van Lukas is 'n doop van bekering tot vergifnis van sondes. Die doel van Johannes se doop, die doel was om voor te berei, sy openbare teken, dis hoekom dit in die publiek gedoen het, dat die mense kan raak sien, dat hulle ook erken is en ook erken dat hulle sondes bely as te ware, dat hulle sondes bely, dat hulle self rein maak deurdat hulle sondes bely. En ek kan die taal gebruik dalk om dis dat hulle terugdraai na God toe. En dis mos metanoia, om jouself Godwaarts te oriënteer of te heroriënteer. So belangrik vir my is Johannes se doop, en Johannes sê dit self, sy doop wys vorentoe na Jesus. Jesus gaan kom en hy gaan met die Heilige Gees doop. So dis hoekom ons in vandag se tyd nie kan vra, okay, maar Johannes die doop doen dit, en dis hoekom ons dit so moet doop, met respek. Ek dink dit is vir die konteks, vir die tyd, moet ons sien, dit is wat die teks sê, dis die doel van Johannes se doop, en ook teologies is dit belangrik, want dit berei die mense voor vir die koms van Jesus, en die koms van Jesus se doop, en dit is alles binne in die handelinge van God. So, belangrik, Johannes se rol, hy maak die pad gereed, maar nou lees ons net hierna in vers 21. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. So hier kry ons Jesus ook weer belangrik in die toneel. En terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en het die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was 'n stem uit die hemel wat gesê het, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. So dis teologies, godsdienstig, binne die verhaal van Lukas Evangelie vir ons baie belangrik. Johannes die Doper is nie daar op sy eie kant periferie besig om 'n bediening te hê, en dit is nie eintlik deel van God se plan nie. Dit is 100% deel van God se plan, want Jesus, as die een wat gestuur is deur God, word ook deur Johannes die Doper gedoop. En dis asof Jesus dan nou hierdie wil van God, of hierdie pad verder vat. En Johannes die Doper het hierdie sleutelrol as voorbereiding vir Jesus. Nou as ons na die teks self kyk, dis belangrik, Jesus word gedoop, die hemel gaan oop, ons hoor 'n stem uit die hemel, en ja, eintlik voor dit daal die Heilige Gees op hom neer, en dan kom 'n stem uit die hemel uit. Nou, hoekom is dit vir ons belangrik? 'n Paar punte. Eerstens, ons begin by die eenvoudige. God is die een wat direk praat uit die hemel uit en sê, hierdie is my geliefde seun. So ons kan nie as lesers sê en sê, okay, maar Jesus se bediening was eintlik maar net self uitgedink, of nee, God is die een wat dit bevestig met sy stem uit die hemel uit en sê, hierdie is my geliefde seun. Net soos wat ons in Lukas 1, God se boodskapper, die engele gehoor het, wat sê, daar gaan 'n verlosser gebore word. So baie strategiese, maar ook teologiese punte, daag God op en bevestig hierdie gebeure, met wat vir ons moet sê, dit pas binne in God se wil, dit dra God se goedkeuring weg, en dit is ook ons wat moet luister, wat moet attent wees op hierdie belangrike sleutel en rol in Jesus se lewe. So die Gees merk hom, is die tweede belangrike punt. So een, dis die stem uit die hemel self, God. Tweedens, die Heilige Gees daal op hom neer. So dis belangrik, want dis asof die Gees hom merk. Ek dink ons het vorige keer, ek kan nie daai tekste so uit my kop uit onthou nie, maar daar was mos 'n paar kere wat die Heilige Gees ook, sê die Heilige Gees was op hom en sy het gesing, die Heilige Gees. So die Heilige Gees
Weer eens narratiewe taal daag ook as karakter gereeld op as hierdie stempel van bevestiging. Nog 'n stempel van bevestiging. Om te sê dat die Gees van God, die Heilige Gees, is ook hier betrokke teenwoordig en dit dra God se goedkeuring by om deel van sy wil te wees. Ek dink meer as dat hy gemerk word, dit bevestig dit ook, dink ek saam met die stem, en ek dink ook hy word toegerus vir sy aardse bediening. Dis hoekom ek byvoorbeeld Johannes 3 vanaf vers 21 kan ons eintlik sien as 'n groot blok, Lukas 3:21 tot 4 vers 44. Want nou kom Jesus as volwassene, ongeveer 30 jaar oud, en ons sien die rol van Johannes die Doper en Jesus. Johannes die Doper maak die pad gereed vir Jesus. Jesus word gedoop, God daag op en sê, dis my geliefde seun, die Heilige Gees is op hom. En dan gaan ons konstant deur sy aardse bediening sien, hoe dit konstant, vir ons herinner dat God opdaag en bevestig wat Jesus doen, God se wil, maar ook sodat die Gees op hom is en hom lei, hom toerus. Nou byvoorbeeld, as ons net kyk na die Gees wat hom toerus, Lukas 3 vers 22, die Heilige Gees daal op hom neer. Ons gaan nou sien, Lukas 4 vers 1, Jesus is vol van die Heilige Gees en word deur die Gees in die woestyn gelei. So die Gees is by sy versoeking in die woestyn ook teenwoordig. Lukas 4 vers 14, Jesus keer in die krag van die Gees terug na Galilea toe. So sy eerste preek in Nasaret en Kapernaum is die Heilige Gees weer op hom en bevestig hierdie deel, of rus hom toe kan ons ook sê. 4 vers 18, die Gees van die Here is op my, sê Jesus self, as hy aanhaal uit die teks in Nasaret. So dis hoekom hierdie blok, Lukas 3:21 tot 4 vers 44, is hierdie baie mooi wegspringblok van Jesus se aardse bediening. Om te bevestig dat Jesus word gedoop deur Johannes die Doper. Johannes die Doper maak die pad gereed. God daag op, bevestig wie Jesus is. Hy is die Seun van God. Die Heilige Gees is op hom, rus hom toe, merk hom, en dan word ons konstant herinner vir sy versoeking, vir sy aardse bediening en vir sy eerste prediking. So is my so mooi stempel van hierdie bevestiging van tot nou toe, ek weet is nog nie eens 4 hoofstukke nie. Wie van julle nie, maar mens kan nie hierdie lees en nie twyfel. Jy kan nie twyfel om te vra, maar is hierdie bediening van Jesus deel van God se plan nie? Is die Heilige Gees op Jesus? Is die Heilige Gees besig om Jesus toe te rus en te help en te lei en te merk vir die bediening en die wil van God? Net in hierdie paar verse kry ons hierdie konstante herinnering wat dit vir ons op die tafel sit. So dit is Jesus se doop. En dan kry ons bietjie van kom ek sluit af. So Jesus word by die doop as seun van God bevestig. Jesus, God self doen dit. In die woestyn wat ons nou gaan lees, hoofstuk 4 vers 1, word hy as die seun getoets deur die duiwel. En in Nasaret, sy eerste aardse bediening, is hy as gesalfde deur die Gees, ook as Messias bekend gestel, as ons sien hoe hy in die boekrol Jesaja uitlees. So die Heilige Gees in hierdie paar verse is die konstante bevestiging van wie Jesus is. As jy wil, kan ons dalk die geslagsregister ook doen, want ek weet daar was 'n paar vrae van verlede week, en ek het so 'n idee waar die vrae vandaan gekom het, so kom ons gesels saam oor dit. As ons die Lukas Evangelie nou lees, dan mag hierdie dalk nou as 'n baie vreemde breek wees. Dus as jy lees, ek wil nie eintlik dit so verduidelik nie. Ons kom baie keer 'n storie of fiksie lees, dan gaan die skrywer besig, dan dink hy terug aan 10 jaar terug, dan is dit al vir die breek in die verhaal, dan sê hy so, waar gaan nou hier aan? En soms dink ons, miskien is dit wat Lukas hier doen. Maar as ons fyn lees, dan dink ek nie, dit gebeur so nie. Lukas is baie intentioneel om die geslagsregister hier te plaas, teenoor Matteus wat hom baie vroeg plaas. So byvoorbeeld, Matteus 1 begin, dis nou die geslagsregister van Matteus 1. Matteus se geslagsregister beweeg by Abraham. Ons kan ook so 'n bietjie lees, ons moet nie by alles stil staan nie. Want dis die eerste vraag wat ek wil vra. Hoekom verskil Matteus en Lukas se geslagsregisters so drasties?
Matteus 1 begin die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. So Matteus begin by Abraham en beweeg dan vorentoe na Jesus toe. Nou Matteus se geslagsregister is gestruktureer rondom Israel se verhaal. Abraham, Dawid, ballingskap, Christus. En die doel vir Matteus as skrywer of die evangelie van Matteus, dit wys Jesus as die Messias van Israel, die seun van Dawid en die seun van Abraham. So dis 'n voetnota van die Matteus evangelie se primêre doel is hy skryf vir 'n baie wil ek amper sê vir 'n Joodse gehoor, Joodse godsdienstige gehoor, en hy wil hulle op 'n manier bevestiging gee dat hierdie Jesus is die Messias, die een wat hulle verwag, die seun van God. So Matteus, het ek nou gesê, begin by Abraham, beweeg vorentoe na Jesus toe, gestruktureer rondom die Israelse verhaal, en dan is die vraag wat Matteus se geslagsregister wil beantwoord, hoe is Jesus die vervulling van Israel se verwagting van die Messias, of hierdie hoop wat hulle het in hom. Maar nou gaan ons na Lukas toe. Lukas 3 vers 22. Toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud, wat eintlik vir ons nou in 3 vers 1 daai bevestiging ook gegee het. Hy was, soos julle gemeen het, die seun van Josef. Josef was die seun van Eli, seun van Matat, en dan gaan hy al die pad aan, en dan heel op die einde vers 38, seun van Enos, Set, seun van Adam, seun van God. So Lukas begin by Jesus en beweeg agtertoe, verby Dawid, verby Abraham, verby Adam, en eindig baie uniek by die seun van God. So dit werk net verskillende kante toe. So Lukas begin by Jesus agtertoe, fokus weier, en vra die vraag of die doel van Lukas se plasing van sy geslagsregister in sy verhaal, maar ook hoe hy dit verwoord, van vorentoe agtertoe, is om te bevestig of te wys hoe Jesus die seun deur wie God se redding tot by alle mense kom. Dit is ons intensie. God se plan is nou vir alle nasies. Dink mooi, dis hoekom die bediening begin in die tempel, maar Johannes die Doper begin klaar in die woestyn. So dit is nou ook vir almal. Dit is nie slegs die godsdienstige gelowiges of die Jode van die tyd nie. Maar nou moet ons mekaar, en ek gaan dit net noem, want ek dink, die was vrae van verlede week, en ek wil dit respekteer en probeer antwoorde gee. Hoe is Lukas se geslagsregister die van Maria? Ek dink die vraag was verlede week, toe ons gepraat het van hulle die geslagsregister van Josef vir ons gegee, toe was die vraag, weet ons iets van die ma van Jesus, Maria, en haar geslagsregister? Nou, ek wonder of ons dit daar opgetel het, want een teorie, baie jare terug, dit is nie meer, ek wil sê waterdig nie, het mense die verklaring gegee dat Lukas se evangelie, die geslagsregister, die een van Maria is. Want dink mooi, Jesus sê, dis Josef is die seun van Eli. As ons na Matteus gaan kyk, dan lees ons dat Josef die vader van Jakob is. Of Josef se vader as Jakob gee. So hoekom is Josef se ouers verskillend tussen Lukas en Matteus evangelie? Dis die vraag. En toe akademici, daar's 3 opinies. Een is dat hulle sê, dis 'n ou verklaring, soos ek sê, daar's van in die hedendaagse akademici sien dit nie meer as huidige teorie nie, dat Lukas gee eintlik Maria se familielyn as geslagsregister. Hulle probeer dit bewaar. Met Josef as skoonseun van Eli, dis moontlik, maar dit is baie, ek wil amper sê skepties, want die teks sê dit nie. Dit is om dit in te lees. 'n tweede rede, hoekom dit dalk miskien so kan wees of so verskil, is dat party akademici verklaar die verskil gaan oor aanneming, waar 'n persoon wettiglik aan een vaderlyn behoort, maar biologies aan 'n ander een. So een is die biologiese geslagsregister, die een is die wettiese deur aanneming geslagsregister. 'n ander opinie, Matteus gee moontlik die koninklike of die wettige Davidiese lyn, nou die lyn van Dawid is baie belangrik vir Matteus, terwyl Lukas 'n ander familielyn op klem lê. So wat ek wil sê, een, ons kan ongelukkig nie sê dat hierdie Maria se geslagsregister is nie. Dis Jesus se.
Ons moet vra, wat is die doel met hierdie geslagsregister? Jesus, Lukas die skrywer wil vir ons baie duidelik sê, Jesus is die seun van God, maar hy is ook dat hierdie plan van God, wat Jesus kom initieer, is oop vir almal. Hy plaas dit juis hierso, na sy doop, nadat God hom as te ware sy identiteit bevestig het met sy doop, om te sê, hierdie is my geliefde seun. En net hierna ook in 4 vers 1 sien ons waar Jesus deur die Gees in die woestyn ingevat is, om te kyk of hy die versoeking kan ondergaan. So ek hoop dit beantwoord die vraag van verlede week. Ek dink ons het nie Maria se geslagsregister nie, ons weet nie iets van haar bloedlyn nie. Ek weet daar's ander denominasies wat Moeder Maria se baie belangrike figuur sien, en hulle sal verseker ietsie, dink ek, op kan klem lê, maar dis maar my verwysingsraamwerk as gereformeerde, gaan dit oor Jesus en die doel van Jesus in die geslagsregister. Met dit gesê, dink ek dit is dalk nou 'n goeie tyd om 'n breek te vat, en as ons terugkom, dan gaan ons Lukas 4 vers 1 verder vat. Voor ons beweeg, enige vrae dalk nou alreeds, of hier's een vraag? Die vraag is, dat in sekere, kom ons sê, meer Pinkster gemeentes, Pinkster bedienings, is daar baie sterk koppeling tussen die doop en die doop in die Heilige Gees en dan ontvang van spreek of praat in tale, as ek dit reg kan vertaal. En dan is die vraag met kommentaar daaroor. Laat ek dit so stel, vanuit Lukas, die evangelie, kan ons daai koppeling nie maak nie. Ek dink as ons Lukas verder lees en na Handelinge toe, ons is nou juis in Pinkstertyd, dan dink ek Lukas sê baie mooi in Handelinge 2, op Pinksterdag, as die Gees van God uitgestort word, dan begin mense in verskillende tale praat. So dit is Bybels, dit is heeltemal korrek. Ek sal ook later Paulus inlees is verkeerd, maar Paulus help ons daarmee. En ek is nou bang ek sê daai teks verkeerd, dit 1 Korintiërs 12, waar praat hy so van die praat in tale en die gawes van die Gees? Ek kan ook daai teks verkeerd hê, maar in een van sy Korintiërsbriewe sê hy baie duidelik, dit is 'n gawe van God af. Daar's nie debat daaroor nie. Maar in die kerkpraktyk help Paulus ons daarmee, om te sê dis wonderlik, dis pragtig, maar elke gelowige het 'n unieke gawe. Jy kan nie reduseer om te sê, as almal met die Gees geroep het, moet almal in tale praat nie. Wat Paulus se beeld, dan is almal van ons net voete. Dit gaan 'n baie ongemaklike gemeente wees, as almal net voete is wat hier rondstrompel. Nou is Paulus se beeld, een is die oog, een is die oor, een is die mond. So daar is verseker plek vir die gawe in God se gemeente, en Paulus, wat ons help met dit in die gemeente, dit gaan altyd oor die opbou van die gemeente. Altyd. So ek was ook al in gemeentes waar dit gebeur, en ek het dit ook al beleef waar dit uitgelê word, wat die Bybel sê dit moet gebeur, wat baie gemis word, en dan gaan dit oor die woord van God, wat tot die gemeente kom, deur hierdie, en dan bou dit die gemeente op. Maar met respek, om dit in jou persoonlike hoedanigheid te doen, as individu, en dit draak vir jou 'n geestelike balkie, dink ek nie dit is wat die Bybel van ons vra nie. Ek hoop dit, hoopelik is nie te hard bewoord nie, maar gee 'n Bybelse antwoord, hoopelik. 1 Korintiërs 14, baie dankie, dit was die teks wat ek, 2 hoofstukke af. Nog 'n vraag. Die vraag is, hoe kan ons dalk miskien verwoord die radikaliteit, die woord was nou drasties, hoe verskil die boodskap, die prediking van Johannes die Doper teenoor die Joodse godsdienstige prediking wat hulle beleef het. Met ander woorde, hoe drasties was hierdie boodskap van Johannes op die Joodse godsdienstige ore wat dit die eerste keer gehoor het? Dit is 'n goeie vraag en ek het nie baie, ek sal bietjie gaan studie doen. Die rede hoekom ek vinnig dit sal wil beantwoord, is dat dit drasties was. Want in die Joodse tekste, Ou Testament, gaan dit oor die verhouding tussen ons en God. So ek kan nou baie mooi, ek jammer as ek dit afwater, ek probeer dit asseblief nie doen nie, dis baie wyeer fasette. Maar het gaan oor, ek moet seker maak, my verhouding met God is reg, so ek moet sekere wette gehoorsaam, ek moet sekere doen. As ek struikel, dan moet ek offers bring, dan vra ek vergifnis by God. En dit is hierdie eendimensionele, as ek dit so kan stel, waar Jesus, in my oë,
God stuur Jesus en deel van God se plan is dat daai boodskap nou juist gaan na die ander mense toe ook. Nou, miskien is een moontlike interpretasie dat die Jode in daai tyd het net vir hulle eie Joodse gelowige maatjies gesorg. Dis hoekom Jesus, waar is daai teks nou, waar die persoon vir hom vra, wat moet ons doen om ewige lewe te kry? Dus jy het die Here jou God lief met jou hart en siel, hy haal dit en noem hom aan, die Shema 6 vers 4 dink ek. Maar dan sê hy, maar net so moet jy ook jou naaste lief hê soos jouself. Dan haal hy Levitikus, ek dink is 16 vers 14 aan. Nou wat Jesus radikaal daar maak, en ek dink dis presies wat Johannes hier doen. Dis slegs Levitikus 16 wat in die Ou Testament sê jy moet vir ander mense wat nie jou volksgenote is, sorg nie. So Jode sorg net vir hulle self. As jy 'n Jood is, as jy rein is, dan sal ons as familie en as godsdienstige volk na mekaar omsien. Nou die rede hoekom ek dit sê is, ek dink Johannes se radikale boodskap is, maar nou moet jy jou klere deel met ander mense. So ek dink nie Johannes sê, wie is die ander mense in jou dorp wat ook sal soos jy godsdienstig vreesend is en deel jy klere met hulle nie. Hulle doen dit miskien, hulle doen dit verseker alreeds. Want deel van die Joodse godsdienst is verseker barmhartigheid, maar dit gaan oor inklusiwiteit. Wie is soos ons gaan vir hulle sorg. So ek dink Paulus breek daai grens af en sê nee. God het nie gekom slegs vir ons as Jode nie. Hy het gekom vir almal. So ek dink die barmhartigheid vir ander mense is baie radikaal. Ja, ek dink dit sal my eerste antwoord wees. Ek dink ek sal 'n bietjie meer kan gaan ingrawe en ek dink daar sal 'n paar ander fasette ook wees, maar ek dink dis verseker radikaal. Hy praat byvoorbeeld met 'n soldaat. Kom ek stel dit dalk so, 'n tweede deel wat ek dalk vinnig kan antwoord. Die konteks waarin hierdie verhaal geskryf is, eerste Mediterrane wêreld, was die sosiale waardes van eer en skaamte en weldoenerskap baie volop. Hoe dink julle dan miskien daarvan gehoor? So eer en skaamte alles gaan oor wat doen ek aan iemand, dan gee ek eer, maar dan moet ek ook ietsie terug ontvang. So daar's altyd 'n gee en ontvang. Daar's altyd 'n X hoeveelheid goedheid in die wêreld. En as ek my goedheid gee vir iemand, moet iemand dit vir my teruggee. So daar's altyd give and take. Daar bestaan nie iets soos 'n gratis ete of barmhartigheid sonder dat iemand iets vir jou teruggee nie. So in die Jesus se tyd was barmhartigheid soos ons dit ken van ek gaan vir iemand langs die straat kos gee, ongehoord. Want daai persoon kan niks vir my teruggee nie. So ek gaan net mense nooi wat soos ek is, dieselfde klas het, dieselfde eer het, dalk bietjie hoër en dan gaan hy my hopelik terugbring en dan doen ons hierdie ruiltransaksie met eer en skaamte. So dan kry jy weldoeners wat sê ons is baie wel af. So dan kan ek vir iemand geld gee wat dit nie kan terugbetaal nie, fisies nie, maar wat kan hy doen? Hy kan rondgaan in die dorp en gaan vertel hoe wonderlik ek is. Dis letterlik wat gebeur het in die antieke tyd. Dan loop mense rond wat jy betaal en hulle sê hoe wonderlik jy is. Hulle gee jou publieke eer. Dit is regtig hoe absurd dit was in daai tyd, jy kan lag. So ek dink Johannes wat nou hier sê, as jy 2 stelle klere gee een weg. Hy sê nie, gee dit vir iemand wat gaan rondloop en sê wonderlik jy is nie. Of gee dit vir iemand wat vir jou kan teruggee nie. So hulle breek daai sosiale wêreld van eer en skaamte en weldoenerskap ook heeltemal af. God doen dit, sal ek wil sê. Maar Johannes is die een wat daai doen. So om jou vraag relatief vinnig te beantwoord, dink ek dit gaan oor barmhartig wees teenoor mense wat nie net soos jy glo nie, jou volksgenote nie, buite die kulturele grense ook. En tweedens dat barmhartigheid begin nou eerder dat God se barmhartigheid raak vir ons die rede en die beweegrede en die motivering om net barmhartig om lief te hê sonder om iets terug te verwag. So dis dalk miskien 2 maniere. Lang antwoord. Ek sien ek vat ons koffietyd. Kom ons gaan breek vir 'n koffie. So ons is besig om op Lukas 3 en 4 stil te staan. As die afskop, as ook so die bevestiging van Jesus se rol binne in God se wil, as ook die afskop, die begin van sy aardse bediening. En vergewe belangrik, die vorige hoofstuk 3, het ons gesien die rol van Johannes die Doper, God bevestig wie Jesus is, die Gees van God is, die Heilige Gees is ook op Jesus, en nou sien ons as te ware
die volgende, of 'n paar, ja, die volgende stap. Stap is dalk 'n verkeerde woord, maar as ons lees hoofstuk 4 vers 1, Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei. So net soos die Gees op hom neergedaal het met die doop, toe hy deur Johannes die Doper gedoop is, hier sien ons nou self dat die Gees hom lei na die woestyn toe. Nou, ons het nou in die breek het ek 'n gesprek gehad oor die rol van die woestyn, en ek het dit verseker teologies gelees. Toe ons gepraat het van Johannes die Doper in die woestyn, toe het ons al hierdie godsdienstige gedagtes opgekom van, okay, God wat die volk red en deur die woestyn met hulle saamgaan, vir hulle sorg deur manna. Maar ek dink ons moet ook baie duidelik sien dat die rol van die woestyn is ook weier. Dit gaan ook oor afsondering, dit gaan ook oor om jouself as te ware te herfokus by God, te fokus by God. So die woestyn tydperk of woestyn in ons lewe kan baie weier ook wees. Dis hoekom ek hou daarvan as ons praat van jy gaan dalk deur die woestynseisoen in jou lewe. Almal van ons, die woestyn is iets baie multidimensioneel. Maar my vertaling van die rol van die woestyn was vir 100% in die gehoor se godsdienstige geheue as Jode. Nou ek sê dit want nou is Jesus self, hy is ook op pad na die woestyn toe, hy is gelei na die woestyn toe. So ons moet vir mekaar hier vra, okay, weer eens Johannes die Doper was in die woestyn, dis dalk hoekom ons later in Lukas 16 kan sê, die tyd is vanaf, dis voor Johannes, God het die volk gekry, gelei deur die woestyn, volk gekry is verkeerde woord, die volk, hy het gehoor hoe die volk roep en kla toe hulle in Egipte is, hy het hulle gevat deur die woestyn, maar as ons daar stil staan, hoe het die volk in die woestyn nie so opgetree nie, maar het hulle geslaag, het hulle misluk. Ook so sien ons dat Johannes die Doper was in die woestyn, en nou is Jesus. So ek maak dit, miskien forceer ek dit, ek lees dit dalk in, maar ons moet sê, Jesus is nou in die woestyn ingelei. En miskien het die volk heeltyd gestruikel, ek bedoel ons klomp teks wat ons kan aanhaal, moet net manne optel, wel hulle kla by die Here, ek lag myself altyd dood vir daai teks. Hulle huil en hulle moan in Egipte want hulle werk so slawe en ek verstaan dit. Dan sê dit so mooi, God het gehoor dat hulle gehuil het of gekla het. Hy het gesien hoe erg dit gaan en toe roep hy vir Moses. So hulle kla, hulle moan. Ek wil meer respek sê, hulle voete is nog nie eens vol stof in die woestyn nie. O nee, hier is nie wat ons gedagte gehad het. Die Here kan ons nie teruggaan na die vleispotte van Egipte toe nie. Dis ons as gelowiges nie maar ook so nie, nê. So dan sorg die Here met manna, dan sê hulle tel net op vir genoeg vir jou en jou gesin vir eendag. Nee. Ons vertrou nie heeltemal die Here so goed nie, ons gaan vir nog 'n dag optel. En ons kort water, ons gaan na die volk toe en God sorg vir ons water. So met respek, ek sê jammer vir die, ek moet dit sê, maar die feit dat die Here uitgehou het deur daai woestyntydperk sê so baie van hom. Want ons as mense sal lankal tou opgegee het. Al die geklaar, maar dit sê iets van God se hart, is my so mooi. Maar nou is die punt, nou het ons weer, Jesus is in die woestyn gelei, en ons weet wie Jesus is, hy is gestuur deur God, en God self sê, hier is my geliefde seun. So is hierdie dalk nie nou woestyn 2.0, die finale woestyn, en Jesus is die een wat ook deur die woestyn moet gaan, om vir ons aan die ander kant uit te kom, om vir ons die verlosser te kan wees aan die kruis. Maar ek lees dit in, so kom ons gaan, vanaf vers 2, hy was toe in die woestyn, hy was 40 dae lank deur die duiwel versoek, die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat aan die einde daarvan honger was. Ja, self in die woestyn ingelei. Die duiwel sê toe in vers 3, eerste versoeking, as u die seun van God is, sê vir die klip dat dit moet brood word. Wie het nog gevra vir brood in die woestyn? Israel. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrewe, 'n mens leef nie net van brood nie. Ook belangrik, wat haal Jesus aan hierson? Is dit Deuteronomium 6:8 vers 3. Deuteronomium is die woestynboek, as ons dit so kan vertaal. Al 3 versoekings, al 3 aanhalings van Jesus is uit Deuteronomium uit.
So ek dink daar's 'n baie duidelike merk hier, teken hier vir ons dat Jesus gaan vir ons wys hoe dit gedoen moet word. Want hy is die seun van God en omdat hy dit doen, kan ons vrygespreek word deur wat hy doen aan die kruis, maar kom ons vat hom stap vir stap. So die eerste versoeking gaan oor brood. Tweede versoeking, daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom: "Aan u sal al hierdie mag en majesteit gee, aan u sal ek dit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan u." En ek gee dit aan wie ek wil, vergewe. Vers 17: "Dit sal alles aan u behoort as u maar net voor my buig en my aanbid." Wie het nog in die woestyn iets behalwe God aanbid? Die slang, goue kalf. Hulle gemaak het toe Moses te lank by God op die berg was. En wag, hoe lank was Moses op die berg? 40 dae. Daarop antwoord Jesus: "Daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen." Haal daar Deuteronomium 6 vers 13 uit, tegnies tot 15. So tweede versoeking, dit gaan oor mag, nie aanbid my. So ek vertaal dit nou as mag, die duiwel vertel 'n leuen. Hy dink, ek het hierdie koninkryk is my, ek kan vir jou gee. Wat 'n valse mag is, 'n leuen is. Maar die punt is, dit gaan eintlik oor aanbidding, oor aan wie jouself toevertrou. Vers 9, hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe, en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan. Eerste voetnota, ons moenie dink dit is die kerkgebou hier nie. As jy, die van julle wat al dalk die voorreg gehad het, om die tempel in Jerusalem was, dit is selfs net die tempelmure staan nog, en dit is majestueus. Ons het net prentjies, uitbeeldings van hoe die tempel was, maar dit was 'n verskriklike groot, pragtige gebou. Dit is iets wat die mense nog nooit in hulle hele lewe aangesien het nie. So wat ek net wil sê is, dit is groot en is hoog. Dit is baie, baie groot. Hy wys hom die hoogste punt van die tempel en hy sê vir hom, as u die seun van God is. So die eerste ding wat hy gesê het is, as u die seun van God is, nou wie? As hy die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. So is eintlik om God te toets. Dis eintlik wat daai gelyk die versoeking is. En ook op hulle hande sal hulle jou dra totdat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Nou dit moet nou met respek, hoe slinks die duiwel is, hy haal self die skrif aan vir jou. En sê, maar die Bybel sê dit mos. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat dit gebeur het, het die duiwel hom, met al die versoekings klaar was, het hy Jesus vir 'n tyd lank met rus gelaat. So die derde deel is die bewys, ek vertaal dit nou maar as bewys, so die versoeking van, as jy die seun van God, dis 'n bietjie manipulasie, nê. So die eerste een oor brood, as jy jou seunskap, kom ek sê dit nou mooi, nee, kom ek gaan nie daar nie. Maar dit is asof die duiwel Jesus se seunskap in die eerste versoeking met die brood op toets gestel het. As jy die seun van God is, jy is honger, dis aards, dis menslik, dit is set vir kos. Maar Jesus antwoord is, die seun is afhanklik van God, punt. Die res is bysake. Die een wat ek nou vertaal van mag, gaan iets oor, as jy jou lyding vermis, of vermy, dis amper 'n kort padkie, sal ek dit bietjie wil vertaal. Sê nee, die seun aanbid, ons bid net vir God. So selfs die seun praat ook hiervan, hy aanbid net God. So 'n bietjie, weens hiërargie is nie die regte woorde nie, maar die verhouding, sal ek eerder wil stel. En dan die derde een is, sal jy God manipuleer? So hy haal teks aan om God te manipuleer, om te kry wat hy wil. Dan staan dit baie dat ons toets nie die Vader, die seun toets nie die Vader nie. So die kern wat vir my hier belangrik is ja, ek het nou daai lyn getrek na Israel toe, na die eerste woestynroete toe, na Israel, die volk wat geval het, gemisluk het, en hoe Jesus vir ons hier 'n voorbeeld is hoe dit moet gebeur.
Nou, asseblief hoor my mooi, dit sê nie ons moet nou Jesus as ons voorbeeld hier volg en ons, maar hy is die seun van God. So vir my is dit belangriker as ons hierdie lees om te sê, dit sê iets oor Christus. Dis wat vir ons belangrik is. Wat probeer Lukas die skrywer vir ons sê oor Jesus Christus, die seun van God? So as ons dit teruglees, Israel was God se seun, God se volk. Israel het in die woestyn dikwels misluk. Jesus is God se geliefde seun, soos ons nou net gesien het toe Jesus gedoop is deur Johannes die Doper. Maar nou sien ons dat soos Israel sekere kere misluk het, is Jesus nou die een hier wat gehoorsaam bly in die woestyn. Dit is ook baie mooi dat Jesus elke keer as hy vir ons elke keer as hy die versoeking weerstaan, dis asof sy bevestiging is die woord. Wat ons nou as die Ou Testament ken, maar dit was hulle geskrifte. Wat vir my baie mooi is, dit is weer eens daai ver vislyn wat Lukas hier gooi, om te sê, in Deuteronomium, in die woestyntydperk, hier wat Jesus nou hier doen, is alreeds beplan, dit is deel van God se plan, se verlossingsplan. Die groot woord wat ons mos gebruik is die heilshistoriese verlossingsplan. Dis niets nie. God het dit alreeds in die woestyntydperk beplan, dis deel van sy plan, en hier is die ontvouing, voltooiing van hierdie verlossingsplan. So hierdie versoeking van Jesus is belangrik, so ons sien die rol van die Heilige Gees, om te bevestig, dat hierdie rol van Jesus in die woestyn, moet ons op 'n manier kan inleef, moet ons kan sien as 'n reaksie, as 'n beter voorbeeld, 'n model vir hoe die volk Israel misluk het, maar Jesus misluk nie. En dan sien ons nou in vers 14, ons kan hom eintlik lees, Jesus het na Galilea toe teruggegaan vol van die krag van die Gees en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. So hier kan ons amptelik praat dat hy van sy aardse bediening begin het, afgeskop het, hy begin preek in die publiek, maar weer eens die bevestiging van die Heilige Gees is op hom, hy is vol van die Heilige Gees. Daar was 'n vraag aan daai kant. Ja, daar is 'n antwoord wat 'n vraag wat ek ongelukkig nie kan hê nie. Die vraag is wat is die rol van die duiwel in die tydlyn? Ja, jy sal hier nou, ek het net al 'n paar keer gesels, so hier nou asseblief baie mooi hoor. Ek hou myself eerder besig met Jesus. Ek weet nie waar die duiwel inpas nie. So al wat ek vir jou kan sê in Lukas se verhaal is dit hy's 'n realiteit. Daar's nie twyfel daaroor nie. Asseblief hoor my baie mooi. En hier versoek hy Jesus. Maar as ons later kyk, hy kom later weer te voorskyn, hè, as dit kom by Judas en die kruisiging en alles. En van my oogpunt af wil ek sê wat Jesus aan die kruis gedoen het, sê genoeg. Dis hoekom vir my is ek sal die vraag anders vra om te sê dat die dood die duiwel sal reeds oorwin. Dit beteken nie hy is oorwin nie in die sin van hy is dood nie. Dis 'n ander gesprek, maar ons moet dit tot Openbaring ook lees en ek dink Openbaring is al baie gelees en baie gemislees en baie geherinterpreteer en verkeerd geïnterpreteer, maar dit gaan oor hierdie finale hoofstuk in God se oorhoofse liefdesplan, dat die duiwel oorwin is of gaan word met Jesus se koms. So ek is jammer om dit so te gestel het vir jou. Ek sal bietjie moet gaan kyk, maar ek in die teks self weet ons nie. In die Ou Testament self ook, weet hy begin eers bietjie later, ek wil nie sê feature, en dit is ook 'n verkeerde woord, maar hulle verstaan wat ek sê. Nou is buite apokriewe boeke wat ook baie van hom praat, maar ek dink dit is weer eens om daar kan so maklik goed ingeskryf en gelees wees wat nie noodwendig Bybels is nie. So my lange antwoord sal, die kort antwoord sal wees, die Bybel sê ons moet dalk ander vrae vra, as dit sin maak vir jou. Jammer. Ja, as 'n realiteit. en hy ken die Bybel, so jy moet pas op. Dis hoekom hy hier sit. Dan begin Jesus se aardse bediening, en dan kom hy vol van die krag van die Heilige Gees, vir ons belangrik. So nou hoor ons vir die eerste keer van sy publieke preek. Ons het dit laas in die eerste week gedoen, so ons gaan dit in diepte doen, maar ek het ook as dit herhaal eintlik vra kom verskoning.
So in vers 16, hy het ook in Nasaret gekom, waar hy groot geword het, en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag in die sinagoge toegegaan. So net agtergrond, ons het gesien in vers 14 en 15 ook, vers 15. Jesus is geplaas binne in die godsdienstige milieu van die tyd. Hy was 'n godsdienstige Jood. Hy was grootgemaak as een. As ons Johannes lees, dan sien ons hy was gereeld Jerusalem toe, wat die gebruik was om Paasfees te vier. Maar hier moet ons dit verstaan van, hy gebruik die huidige godsdienstige raamwerk, as ek dit so kan stel. Hy breek nie van die begin af en hy is hierdie randfiguur, soos Johannes die Doper, wat net in die woestyn werk en radikale boodskappe gee nie. Jesus kom en omdat dit God se wil is, sien ek dit so. Dat hy is in die sinagoges op die Sabbat, waar al die godsdienstige Jode sit, maar hy wil vir hulle verkondig dat hierdie is die volgende deel van God se plan. Die Messias is hier, God het hom gestuur. En so is die uitverkiesing, as ons dit so, en ek het daai woord nou gesê, en ek weet die vraag gaan kom. Dit gaan nie nou, die verlossing, die ewige lewe is nie slegs vir die volk wat God uitgekies het nie. Dit is nou vir enige iemand wat glo in Jesus Christus. Daai vraag is nie meer daar, wat se volk is jy nie. In Christus is almal nou in Christus. Dis God se nuwe volk. En ek lees nou Efesiërs ook in, as hy daai gesprek met hulle het van, in Christus is almal nou die nuwe volk. Dit is die belangrike vraag. So hy's in die sinagoge, en dan sien ons dat dit was sy beurt om voor te lees. Hy het opgestaan om uit die skrif voor te lees, en die boek van die profeet Jesaja is vir hom aangegee. Soos die gebruik in die antieke tyd, of in die sinagoges, daar's rotasiebasis as te ware, van enige seun wat, in ons taal vandag ons die bar mitzwa, van jy 'n seun wat 'n man word, dan mag hy die boekrolle lees in die sinagoges, en dan is dit op 'n rotasiebasis, so dit was, julle sal dit nou verstaan, per toeval dat die boekrol van Jesaja gegee is. Maar ek sê dit met 'n glimlag, want dis God se wil, dis God se plan. En hy haal die boekrol Jesaja uit, boekrol oopgemaak waar daar staan, geskrywe, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. So hier sien ons in ons vertaling, sal dit Jesaja 49 vers 9, 58 vers 6, dalk nog Jesaja 61 wees. Belangrik, die boekrol wat hy aanhaal. Dis 'n profetiese boek. Hoekom is dit belangrik? Ons gaan later bietjie kyk. Elia gaan ter voorskyn kom, as hy juist nou hier bietjie met hulle arm beklei, is dalk mooier woord, of hulle met hom beklei. Maar Moses is die verteenwoordiger van die wet. Later, as Jesus verheerlik word op die berg, dan is Moses en Elia by hom. Moses verteenwoordig die wet, Elia verteenwoordig die profete. Nou die feit dat Jesus hier 'n dubbele aanhaling, as te ware, van 'n twee aparte gedeeltes uit Jesaja, is profetiese woorde. God het deur die profeet Jesaja jare terug sy wil alreeds geopenbaar. En nou word dit vervul. Dat Jesus direk hier sê, die Gees van die Here is op my. Hoeveel keer het ons nou al gehoor dat die Gees is op die Here? Hy is vol van die Heilige Gees, vol van die krag van die Gees. En dan sê hy het my gestuur, of gesalf is nog 'n mooier woord, om hierdie, en dit is waar ons die woord evangelion, die evangelie, goeie nuus van Jesus Christus. Dis hoekom ons sê die taal wat ons gebruik is kerugma, dit is die Griekse woordjie vir prediking. Die kerugma, die prediking wat Jesus bring, is evangelie van die goeie nuus, van armes te verkondig. Nou weer eens, armes. Ons het nou nog gepraat van die konteks van die tyd. Daar was min arm, armes dalk nog, laat ek dit nie inlees nie. Armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating van gevangenes uit te roep. So dis al reeds nie die hoofleiers in die kerk wat hy hiermee gestuur voor is nie. Herstel van gesig vir blindes. Wat al reeds profetiese woorde is, en wat doen Jesus 'n paar keer in die evangelies? Herstel gesig aan blindes.
Om onderdruktes in vryheid uit te stuur, onderdruktes, of dit nou sosiaal is, of dit ekonomies is, of dit godsdienstig is, onderdruktes word bevry. En dit is so mooi om die genadejaar van die Here aan te kondig. Die genadejaar van die Here. Om die nuwe tydperk, die voltooiing, die volkoming van God se wil, God se plan, sy verlossingsplan, sy koninkryk, om die genadejaar aan te kondig. Dat daar nie meer onderskei gaan word tussen arm en ryk, en siekes en nie siekes, of rein en onrein nie. Maar laat God daai brille, waarmee ons mense filtreer en in boksies plaas, die mure wat mense uithou en mense binnehou, Jesus kom en breek al daai af. En ek sê dit, want, hy haal Jesaja aan, God het deur Jesaja alreeds dit verkondig. En hierdie is die voltooiing van hierdie plan van God. So dit is my so mooi teologies as ons daai lyn so gaan. Jesus sê dit nie net uit sy woord, uit sy eie mond uit nie. Hy kan, hy is die seun van God. Maar dink maar as jy die eerste leser is, jy kyk hier Jesus van Nasaret net so uit. Okay, nou preek hy so, okay, hy preek mooi. Maar nou haal hy boekrol Jesaja uit, so, maar God het deur Jesaja dit gesê, so God het dit gesê. Oh, wow, maar dis nog betrekking op Jesus van Nasaret. Jesus van Nasaret is die een wat God gesalf het, God gestuur het om hierdie genadejaar aan te kondig. So, die inhoud van die prediking is die goeie nuus aan armes, herstel, bevryding, en baie belangrik, ek het dit nie gelees nie, maar dat hy die boekrol toegemaak het, het aan die amptenaar teruggegee en hy het gaan sit. So nou kan jy dink, dis daai awkward oomblik in die kerk, almal kyk nou wat nou hier aangaan, gaan hy ietsie sê. En hy sit toe en hy sê, vandag is hierdie woord, hierdie skrifwoord wat vir julle nou gehoor het, wat julle nou gehoor het, dit is vervul. So Jesus as prediker, praat God se woord, soos eintlik God se woord, en God se woord word vervul deur die woord van Jesus. Nou ietsie waarop ek wil stil staan, wat vir ons ook belangrik is die woord vandag. Jesus sê, vandag is hierdie skriftoespraak, vandag is hierdie skrifwoord van julle vervul, wat julle gehoor het. So as ons bietjie teruglees, bietjie vorentoe lees, is vandag iets baie belangrik. As Jesus dit gebruik, en die woorde, die tekste wat ek nou gaan aanhaal, is elke keer Jesus wat dit direk sê, dan skuif die fokus na God se belofte. Met ander woorde, dis nie iets wat nou daar ver in die toekoms is, en eendag gaan ons God se vervulling van sy wil, of God se plan, of dit gaan in die toekoms gebeur nie, vergewe. Dit skuif dit na die hier en die nou toe. Dit is my so mooi, want die Jode in daai tyd sê, maar wanneer kom die Messias? Hulle kyk altyd vorentoe in die toekoms, of wanneer die Here weer kom, of wanneer God weer kom, of wanneer God die Messias stuur. En dan trek Jesus dit na hom toe, en sê vandag, in my word hierdie vervul. En dit is hoekom die opponente van Jesus, die skrifleerders en fariseërs sukkel met dit. Want Jesus kom nie met die godsdienstige ereklerebalk. Hy is nie top 10 in sy klas nie. Hulle sê jy moet uit die tempel uit kom, jy moet die regte familielyn hê, wat hy ironies genoeg het, maar jy pas nie in ons boksie in nie. So dit kan nie jy wees nie. So ons as godsdienstige leiers sê, jy pas nie in die boksie wat ons vir jou geplaas het nie. Maar hulle mis God se boks. En dit is hoekom hierdie boodskap, dis hoekom Johannes se boodskap van bekering ook so drasties is. Om te sê, maak oop julle oë, hoor wat julle doen. So die woord vandag is belangrik. Ons het gesien in Lukas 2 vers 11, vandag is daar vir julle verlosser gebore. Onthou julle toe dit gesê was. Lukas 4:21 en ons het nou gelees, vandag is hierdie skrif vervul. Bietjie vorentoe, Lukas 19 vers 9, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Lukas 23 vers 43, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Net 'n paar aanhalings van Jesus wat gereeld hierdie woord vandag gebruik om die fokus nou te skuif en sê, moenie daar ver vooruit soek vir eendag in die toekoms wanneer God se verlossing gaan kom of wanneer die Messias gaan kom nie. Dis vandag hier nou. Is dalk nou tyd op voetnota. So ons nou 'n bietjie vorentoe lees en Paulus latere stadium kom die ewige lewe ook natuurlik nou baie belangrik in die vroeë kerk as deel van hierdie verlossingsplan en
En ek het altyd in my kop ek het groot geword met die idee dat die ewige lewe is altyd iets daar ver voor. Eendag gaan jy hom kry. En jy moet half hier net seker maak, jy trap nie genoeg kere in slaggate, dat jy daarom goed genoeg is om met die ewige lewe se deur in te kom nie. Maar as ons hierdie vandag lees, en ook wat Paulus later, voel ek baie sterk sê, is as jy die dag jou lewe Godwaarts oriënteer, as jy begin glo in Jesus Christus, en as daai geloof iets in jou kweek dat jy so begin leef, jy vertrou, jy erken Jesus as die een, jy het 'n verhouding met hom, en jy begin jouself toevertrou aan hom, en jy aanbid hom. Ek lees nou Johannes 2 en Johannes 9 in, preek wat ek nou onlangs gedoen het vir juist daai geloof, dan het jy alreeds die ewige lewe vandag gekry. Dis iets wat jy eendag gaan kry nie. En ek weet ons gaan dink, semantiek Peer, ja, eendag gaan ons by die Here wees en dit gaan ewige lewe wees. Ja. Daar gaan eendag 'n geleentheid wees vir ons in die hemel gaan wees. Daar gaan nie meer pyn wees nie. En ek kan dit mooi vir julle sê, elke pyn en skeet wat julle het, gaan nie meer daar wees nie. Dit gaan vreugde wees. Ons gaan by die Here wees. Maar jy het alreeds die ewige lewe nou hier ontvang as jy glo en so leef. Nou die so leef is dalk nou nie, dis nou my voorveronderstelling of my ek sê altyd, soos ek sê, die geloof raak altyd maklik, so dis maklik om 'n kognitiewe ding te glo, maar nie te leef nie. Maar die punt wat ek wil maak, ons het alreeds vandag die ewige lewe ontvang. As ons oë vandag toe gaan, het ons ewige lewe. Dis nie iets wat ons eendag gaan kry nie. So hoe leef jy vandag met daai vryheid? Dis hoekom ek dit so noem. En dis wat Jesus hier kom doen om te sê, moenie dink daar ver toekoms eendag nie. Jesus sê kom nou in my. En dis teologies vir my so mooi. Ons word genooi in 'n verhouding met Jesus in. Jesus is ons vandag. Jesus is ons ewige lewe. Jesus is die deur na die ewige lewe. Hy is die een wat ons vryspreek. So kom ons lees dan nou verder. Julle sal seker weer nou dink hoeveel tyd ons oor het en hoeveel verse ons moet lees. Vandag is hierdie vervul. Kom ons lees met vers 22. Ek dink dit is baie mooi. Almal het het ingestem en almal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. Nou dis my so mooi. Hulle karakteriseer Jesus as 'n profeet, soos Jesaja, waar hy uit aanhaal, hy preek so mooi. Maar Jesus is nie, ek bietjie meer as dit. En hulle sê, hy dan nie die seun van Josef nie? Dat ons laas gesê het, hy kom daar die vreemde plek in die Oosrand uit. Die verlosser kom nie daar uit nie. Dis hulle, maar hy sê uit Nasaret, maar nou dis ons hulle tuisdorp, so hulle kan nie van hulle self dit sê nie, maar dis Josef. Okay, so is net Josef se seun. Hoe het hy geleer om so mooi te preek? Toe sê Jesus vir hulle, julle sal seker die spreekwoord aan my wil voorhou, genees Heer, genees jouself. En vir my sê, ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Wat eintlik 'n bietjie terugwys, wat alreeds wys dat Jesus in Kapernaum wonders gedoen het. Want in ons teks eers hierna is hy in Kapernaum. So dis nou een tekskritiek wat ons bietjie oor kan hare vleg, wat ek dink nodig is nie. Maar was Jesus voorheen al in Kapernaum, of was Kapernaum, het eers Kapernaum gebeur en toe Nasaret? Ons is nie seker nie. Doen nou dieselfde dinge ook hier waar hy groot geword het. Antwoord hulle, in my opinie, tart hom bietjie uit. Ons het gehoor van al die wonderwerke wat jy gedoen het. Die kom preek en dit gee vir ons ook wonderwerke. Dis eintlik wat hulle vir hom sê. Maar dit verseker ek julle, sê Jesus, geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek sê vir julle die waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia, toe die hemel 3 jaar en 6 maande lank toegesluit was, so daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het. Tog is Elia nie na een van hulle toe gestuur nie, maar wel na 'n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon. En daar is baie malaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel Naaman die Siriër. Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor. Hulle het opgespring, my dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om hom van die kraans af te gooi. Maar Jesus het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. So dis my belangrike
teks, ja, kom ons lees hom so. Hoekom is daar hierdie konflik? Hoekom is die mense so ontsteld? Ek het dit nou maar ingelees en ek dink hulle vra, hulle tart hom uit, sê maar, hier kom preek jy net ons so wonders. Kom genees ons ook. En dan sê Jesus maar, 'n profeet gaan nie in sy eie tuisdorp aanvaar word nie. Dan die taal wat hy gebruik, of die godsdienstige geheue wat hy opkikker, wakker maak, is dat God het in Elia se tyd na 'n weduwee in Sidon toe gegaan. Nou dink mooi godsdienstig, hy het nie na die hoofpriester in Jerusalem toe gegaan, het hy. Hy het na 'n weduwee. Patriargale samelewing, weduwees is onbelangrik. So God het die volk Israel in hierdie verhaal van Elia oorgegaan en hy het gefokus op 'n weduwee, iemand wat uitgestoot is, iemand wat nie vir haarself kan opstaan nie. Elisa se tyd, 2 kragtige profete, het hy na Naaman 'n Syriër toe gegaan, 'n Syriër genees. Nie 'n mede-Jood, nie 'n godvreesende Jood nie. So ja, maar die teks wat ek nou daaroor gehad het is dat die mense het die 2 aanhalings wat hy wys is eintlik sê die volk Israel is oorgegaan en God het in daai 2 verhale gefokus op 'n weduwee en 'n Syriër. Wat eintlik vir ons wat sê? Julle as godsdienstige leiers of julle as Jode, die volk Israel in die sinagoge, julle wil hê God moet nou wonders doen by julle. Nee, God het nie gekom slegs vir julle nie. Hy het nou gekom vir al die nasies, vir al die mense. So miskien kan ons inlees dat tot nou toe die volk Israel, godsdienstige leiers, geloof eksklusief hulle besigheid gemaak. En dit was hulle werk om seker te maak dat mense buite bly, binne bly, hulle beheer dit. En God sê, dit is nie my wil nie. Dis nie my plan nie. My plan is dat alle nasies. En ons gaan dit reg deur die evangelie sien as Jesus met Samaritaanse vroue praat, met onreines werk, hierdie profetiese woorde wat hy in Nasaret gepreek het uit Jesaja uit, laat hy dit vervul. So die woorde wat hier gebruik word is, julle gaan oorgegaan word. God gaan julle oorgaan en dit gaan nou oor ander mense gaan. Nie uitsluitlik die volk Israel nie. En nou kan jy dink met baie respek, daai Jode, daai godsdienstige mense in daai konteks dink hulle is die hoofseuns. Hulle dink hulle is alles. So raak kwaad om te dink, maar God sal mos juist die Messias net vir ons stuur. Want dit is hulle verwagting van 'n Messias figuur. God moet 'n Messias stuur om ons as volk te red, om ons as volk te bevry van hierdie onderdrukking van die Romeine ensovoorts. En nou sê hierdie Jesus van Nasaret, God kom vir die ander? Nee. Ons as godsdienstige leiers stem nie saam met dit nie. Dan jaag hulle hom uit. En dis harde woorde want hulle wil hom eintlik stenig. In die antieke tyd, steniging, harde woorde is wat met Paulus gebeur het, of harde, hulle gooi jou in 'n put, of gooi van 'n kraans af, en dan rol hulle rotse op jou. Hulle gooi jou nie met hierdie grys klippies wat ons mooi op die paaie sit vir dekoratiewe tuine maak nie. Die doel is om jou dood te maak. So die feit dat hulle hom uitjaag na die rand van die dorp toe en hom wil afgooi, sê hulle so kwaad hulle wil hom stenig. Dit is die klas van amper wil ek sê godslastering wat hier gebeur. En dis die mooiste taal. Ons gaan nog baie sien. Jesus is die lopende Messias, die lopende Jesus. So ironies, maar Jesus het tussen net deurgeloop en weggegaan. En ons sal in Engels sê, he's not phased. Hy gaan maar net deur. Wat vir my baie mooi sê. So dis die eerste een wat vir ons belangrik is. Dan tweedens is ons nou net hierna in Kapernaum in vers 31. So dis hoe ek nog sê, dis nou die vraag, was Jesus het vers 31 Kapernaum eers gebeur, toe gaan hy Nasaret toe, of was Jesus voorheen in Kapernaum? Ons is nie heeltemal seker nie. Nou vers 31 gaan na Kapernaum toe, na 'n dorp in Galilea en die mense gereeld, hy het hulle gereeld op die Sabbatdag geleer. Hulle was verbaas oor sy leer, want hy het met gesag gepraat. Nou ek noem dit, want Lukas vertel vir ons hoe die mense Jesus sien. Ons het in Nasaret gesien dat die mense sê, "Joh, maar hierdie profeet, hy praat wonderlik." Maar is hy nie Josef se seun nie?
So hulle het hom al klaar gesien as iemand wat kragtig in woord is. En nou is hierdie bevestiging wie hy's kragtig in woord. Hulle was verbaas en toe 33 in die sinagoge was daar 'n man wat aan mag was van 'n bose onrein gees, het hard geskree, toe hy die kom ons lees dalk daai teks, dit is baie mooi, het hard geskree, wat het ons met u te doen, sê die bose gees, Jesus van Nasaret, het u gekom om ons te verdelg? Ek weet wie u is die heilige van God. So kom ons dit belangrik, dink taal, dink storie, dink narratief, hierdie is die opponente. In 'n film sal dit die bad guys wees. Dis bose geeste. Hulle weet wie Jesus is. Die duiwel weet wie Jesus is. Hy weet die duiwel het misluk in die woestyn, nou stuur hy maar sy trawante daarin om aan te hou probeer. En hulle karakteriseer Jesus as ons weet u is die heilige van God. So selfs die opponente weet wie Jesus is. En ons as lesers het die voorreg om dit te weet. Maar Jesus het hom skerp aangespreek, bly stil, gaan uit hom uit. Die bose gees het in die man uitgegaan en hy het neergeslaan en hy het uitgegaan sonder hom seer te maak. Almal was baie verbaas en hulle raak toe aan die praat. Soos nou weer eens die skare die gehoor. Hy sê, wat vir 'n woord is dit dat hy met gesag en mag die onrein geeste gebied en hulle gaan uit. So Jesus, die mense sien Jesus, hy's 'n kragtige profeet, hy praat so wonderlik. Nou sê hulle maar hy tree met gesag ook op. Hy's 'n kragtige profeet in woord en daad. So Jesus word hier aan die begin van sy aardbediening al reeds deur die skaar gesien as hy is nie net 'n goeie prediker, iemand wat goeie retoriek het of iemand wat met respek toertjies doen nie. Nee. Hy werk met gesag en mag, woord en in daad. Vers 38, toe Jesus die sinagoge verlaat het hy na die huis van Simon toe gegaan, die skoonmoeder van Simon. Sy was siek in die bed met 'n ewige koors en hulle het hom gevra om iets vir haar te doen. Hy by die komponent van die bed gaan staan en die koors bestraf. Dit het haar verlaat. Sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. Met son onder het almal hulle siekes wat aan allerhande kwale gelei het na hom toe gebring. Een vir een die hand op hom gelê en hulle het gesond gemaak. Hy het ook bose geeste uitgedryf en hulle het geskree, U is die seun van God. En Jesus het hulle skerp aangespreek, hulle nie toegelaat om sulke dinge te sê nie, omdat hulle geweet het dat hy die Christus is. So, die hele verhaal, Nasaret, kragtige profeet, na haal Jesaja aan. Kapernaum, hy preek maar dit gaan primêr daaroor wonderwerke wat hy doen. Die bose gees weet hy is die heilige van God. Hier weet ons wie die bose geeste weet hy is die seun van God. Ons moet voetnota, die rede hoekom hy hulle bestraf het of nie toegelaat het om sulke dinge te sê nie. Markus doen dit baie duideliker, maar dit is die messiaanse geheim, kan ons dit so vertaal. Markus doen dit eintlik, ons kan dit in Markus so sien. Lukas, omdat hy van Markus gebruik, is dit deel van die tradisie wat hy oorgeneem het. Die punt is net, dit is nog nie Jesus se tyd nie. So later, maak hy nie meer bose geeste, of die opponente stil nie. Want dan is die tyd reg, want hy is in Jerusalem, en is sy tyd om aan die kruis te sterf. So is al wat dit beteken. Maar vir ons as lesers, die opponente weet, hy is die heilige van God, hy is die seun van God, hy is kragtig in woord, prediker, profeet, maar hy is ook kragtig in woord, in daad. En ek het hier die eerste sessie gelees, ek wil dit nie afsluit met hom ook. Teen dagbreek het hy uitgegaan na 'n eensame plek toe, die mense het hom begin soek, en toe hulle by hom uitkom, het hulle hom probeer beweeg om nie van hulle weg te gaan nie. So hulle het hom probeer keer om te gaan. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. Hy het voorgegaan om in die sinagoges van die Joodse land te preek. Nou ek lees dit vir ons, hoekom? Dit gee vir ons daai duidelike Lukaanse taal, Lukas taal van ek moet. Onthou julle, week 1, toe sê ons, dis daai Griekse woordjie dei. Jesus, tweede keer, Lukas 2, toe hy as kind by die tempel agtergebly het en met die
skrifgeleerdes geredeneer het hy gesê, ek moet besig wees met dinge van my Vader. Hier sê Jesus my aardse bedieningskop af. Ek moet die evangelie, kom staat so, die evangelie oor die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is ek gestuur. So dis sy moed, daai goddelike dringendheid. Die inhoud gaan oor die evangelie, die goeie nuus oor God se koninkryk, wat verseker Jesaja is, wat hy Nasaret aangehaal het, want daarvoor is ek gestuur. Later gaan ons meer sien dat hy bevestig ook, God het hom gestuur, met hierdie missie, met hierdie doel, en ek kan ook met dit afsluit, dit is vir my altyd die mooiste, vir ons as gelowiges, maar dit is 'n bietjie meer as ek met kerkleiers gesels. Ons sal in hierdie oomblik, en ek kan myself net inlees, as ek 'n kerkleier was, en ek het 'n Nasaret en 'n Kapernaum oomblik, sal ek dink ek het dit gemaak. Hoekom? In Kapernaum, daar's 'n behoefte. Daar's mense wat siek is. Jesus is besig om God se koninkryk te verkondig. Hy is besig om sigverblindes te herstel. Hy is besig om die genadejaar van God aan te kondig. Hy's besig om te doen wat God hom gestuur het om te doen. Maar een belangrike klemverskywing. Dit is nie slegs vir Kapernaum nie. Dit is nie slegs vir Galilea nie. Ons gaan sien Galilea, sy aardse bediening gaan tot Lukas 9, dan is hy rondom Galilea, dan moet hy beweeg na Jerusalem toe. So God se plan moet eindig in Jerusalem. Jesus wat oorgelewer word deur die hoofpriesters, skrifgeleerdes, hy moet sterf, hy moet begrawe word en hy moet uit die dood opgewek word. Jesus gaan nog 'n paar keer in hierdie evangelie vir onsself bevestig. Maar dit is die pad van God se wil en Jesus wat dit loop. Of Jesus wat God se wil is. So dis hoekom ek altyd sê, een, dit gaan oor goddelike dringendheid. Wat is jou roeping? Ons kan so maklik vasval dalk mooi, gemaklik raak is dalk ook mooi woorde, in ons eie gemaksones. Ons wil nie, ek kan met respek, ek kan julle ouderdom ook, julle wil nie nuwe dinge leer nie, weet, julle hou van hoe julle dinge doen, ek verstaan dit regtig, maar so in ons geloofslewe ook. Maar ek is ons nou besig om die Here se wil te doen, ek is besig. Maar Lukas help my, Lukas 4, vir julle om te sê, maar daar's 'n baie direkte inhoud en rigting vir God se wil. Ja, dis nou God se koninkryk, die genadejaar, maar ons moet konstant vir onsself vra. Ons kan halfpad stop en nog steeds die halwe bediening waar hy doen, as jy verstaan wat ek sê. Want daar kan ek 'n Kapernaum gebly het. Hy sou 'n wonderlike bediening gehad het. Hy sou God se koninkryk, God se genadejaar aangekondig het. Hy sou sy koninkryk sigbaar gemaak het. So dis nie verkeerd nie. Maar dit is nie God se wil nie. Dis nie God se plan nie, is dalk 'n beter taal vir ons hierson. En dit is hoekom Lukas 4 vir my so mooi eindig. Jesus het begin sy tuisdorp. Jesus self verkondig dat God se plan, God se genadejaar is nie slegs vir die volk Israel nie. Jode raak kwaad, godsdienstige mense raak kwaad. Jesus gaan Nasaret toe en hy doen ook wonderwerke. Die bose geeste, die opponente weet wie Jesus is. En ons begin ietsie sien van, dis soos as jy 'n film gaan kyk en soos dis mos daai previews wat jy kan kyk. Dis die trailer met respek nou. Wat ons kan sê maar ietsie groots gaan nog gebeur. Want as dit is wat Jesus doen, hoe gaan die res van sy aardse bediening lyk? En hopelik die res van sy bediening, ons gaan dit sien, kry ons bietjie meer diepte, kry ons 'n voller prentjie oor die inhoud, oor presies hoe Jesus dit doen, as hy met 'n Samaritaanse vrou praat, as hy sê ons Samaritane word vir ons 'n voorbeeld van godsdienstigheid ensovoorts. Maar Jesus se hele aardse bediening word 'n bevestiging wat hy hier sê. Ek moet na die ander nasies toe gaan. Alle nasies, of die ander dorpe is eintlik die meer akkuraatse taal. Die evangelie van die koninkryk van God gaan verkondig. En elke optrede, soms moet hy dit daar doen, maar hy sal altyd aanbeweeg. Hy is altyd die lopende, reisende, bewegende Jesus. Daar's min tye wat hy gaan stil staan en stil sit. Hy's altyd aan die beweeg om hierdie wil van God te doen, in te lei, te wys, te wees. Met dit gesê, ons sal dan na volgende week verder gaan na Lukas 5 en ek dink ons doen Lukas 5, dit gaan ook 'n groot deel wees, maar ons sal Lukas 5 tot 9 doen,
wanneer dit waar Jesus sy disippels roep voor sy groot reis na Jerusalem toe gaan. So ons sal dan 'n bietjie die res van sy Galileese bediening in en rondom Galilea bietjie op fokus en dan sal ons die groot reisverhaal daarna aanpak. Vra om verskoning oor die rekenaar, sal volgende keer seker maak iets is beter daar. Voor ons afsluit, enige vrae, enige kommentaar. Die vraag is hoekom Jesus die duiwel verbied het of die bose gees verbied het om te sê dat hy die seun van God is. Dit is, ons noem dit in Markus is dit bietjie sterker, die messiaanse geheim. So in Markus hoor ons baie duidelik dat Jesus 'n klomp keer sê, julle mag van niemand sien, ek verbied julle om te sê. Nou, dis wat Lukas 10 teenoor erf vanuit Markus, maar die rede hoekom Jesus dit doen, dit is net omdat dit nog nie sy tyd is nie. Later in sy bediening gaan hy ook bose geeste uitdryf en so dan verbied hulle dit nie om te sê nie. So wat net beteken is, God se wil moet eindig in Jerusalem. As die bose geeste nou weet en dit word versprei, met ander woorde dan sê die einde voor die einde is, as ek dit so kan sin maak. So is net Jesus wat hulle verbied om te sê, die tyd gaan kom dat die bose geeste, dat die res van die wêreld dit ook gaan weet. Maar ek moet eers die aardse bediening gaan loop. Ek moet eers loop Jerusalem toe. En in Jerusalem, wanneer dit reg is en is wat God se wil is, dan word dit van basyn van die balke af geskree. En daar kan ek dit so vertaal, die kruisgebeure is eintlik die beste verkondiging, die beste bemarking is nie die regte woord nie, maar die beste verkondiging dat Jesus die seun van God is. En die kruis moet gebeur. As dit te vroeg gebeur, dan is dit nie hoe God se wil ontvou nie, as dit sin maak. Maar dis dalk presies dit, jy's heeltemal reg. Ja. As dit die rede was hoekom hulle hom nie moes kruisig nie, ja, jy's 100% reg. Hy moet gekruisig word vir die regte redes, as dit so kan staan. Ja, daar was die goue kalf, sy bevestig het was die goue kalf wat die volk aanbid het toe Moses te lank op die berg was. Ja. Dankie julle, kom ons sluit af en dan kan ons vandag. Here, dankie vir die liefde, vir die goedheid, vir die genade. Dankie dat ons die woord kan lees en met vars nuwe oë kan sien hoe wonderlik U is, hoe goed U is, hoe U Uself openbaar aan ons. En dat dit vir ons 'n absolute voorreg is om die woord te lees en te weet U is die outeur van die woord en die Gees is besig om dit uit te lê en te interpreteer vir ons op ons harte te skryf. Dankie vir die voorreg, dankie vir die geleentheid, dankie dat U nie 'n God is wat wegkruip of wat met geheime kodes ontsluit moet word nie. Maar U is 'n God wat direk met ons praat deur die woord en dankie vir die geleentheid om dit te kan hoor. U stem te kan hoor en te kan beleef hoe U woord ook deel maak van ons lewe. Here, dankie vir die geleentheid om by mekaar te kom. As dit U wil is, laat ons ook volgende week weer by mekaar kom. Laat ons hierdie reis verder sit en hierdie avontuur om met God te reis na die kruis toe. Laat ons dit in hierdie Pinkstertyd ook met volheid en oop oë en oop ore en 'n oop gemoed ook doen. Vra dit natuurlik nie omdat ons dit verdien, Heer, maar alleen uit U seun ons verlosser se naam van die Here Jesus Christus. Amen. Baie dankie julle.